kom ons praat 'n bietjie motorfietsen. Nou gaan ek vir jou 'n bietjie sê, ek praat baie daaroor dat motorfietstaal is meestal in Engels. So dis moeilik om as jy nou al soveel jare 'n motorfietsryer is, of ons praat eintlik meer van 'n biker is, dat jy weet Afrikaanse terme vir goed het. Nou ek het nou al probeer om baie van die Engelse terme in Afrikaans te sê, soos byvoorbeeld nou, ek praat dus nie nou meer van 'n biker nie, ek praat van 'n motorfietsryer. So ek het dit nou al reg gekry, al is dit net een woord, maar ek kry dit reg. So maar nou gaan jy na algemene bymekaar koms en daar gaan jy nou dan in motorfietstaal begin praat. Nou voordat ek nou vir jou 'n bietjie motorfietstaal gee en daarna sal ek vir jou die verduideliking gee is, ek wil vir jou sê wie is die belangrikste ou in 'n motorfietsklub. En ek wil sommer nou sê, dis nie die president van die klub nie. Dis nie die sekretaris nie. Belangrikste lid van 'n klub is definitief, kan ons sê die klubkaptein of die road captain. Klubkaptein, road captain. Gewoonlik het jy kombineer hulle daai twee. Die road captain is die ou wat bepaal die reëls van die pad en hy gaan vir ons sê hoe ons moet ry voor die tyd. Dan gaan hy nou al die mense bymekaar bring en dan gaan hy nou verduidelik die pad wat ons gaan ry en hy gaan 'n paar praktiese reëlings tref, hy gaan vir ons 'n paar dinge sê en dan moet ons nou sy instruksies uitvoer, want sodra daai afdeling van 'n rit begin, kyk daar's iemand wat die rit reël, al die reëlings tref vir eetplek en waar by mekaar kom en hoe laat, al daai goed, daar's altyd so iemand wat dit reël, maar die oomblik wat die mense by mekaar kom, dan stap die road captain vorentoe en dan neem hy die beheer oor en van nou af as hy die baas, maak nie saak wie jy is die road captain, hy is dan nou die koning van almal daar. En ek sê dit op 'n mooi manier, dis eintlik die koning nie, maar hy is in beheer en dan praat hy met sy reëls met ons. Nou gaan ek vir jou sê wat hy nou byvoorbeeld vir ons sal noem. Hy gaan vir ons sê, mense maak seker dat alles mooi in die pannier en die topbox is, en hy sal vir ons sê, goed, Jan, jy's Frank, en hy sal sê, Piet, jy's die sweeper, en dan sal hy sê, Gert, jy's die traffic marshal, en dan sal hy sê, hy is road captain, ek is rowing, en dan sal hy ook vir ons sê, ons ry stagger, cruise 120, en dan gaan hy sê, rendezvous daar, en dan gaan hy ook vir ons sê, clutch out. So, is 'n paar motorfietsterme, jy verstaan dat ek als nou vir jou gesê, as jy motorfietsryer is, dan is dit nou redelik logies vir jou, want jy kom nou aan met dit. So, ek sal graag wil weet wat jy nou gedink het daarvan, maar kom ek noem vir jou sommer nou wat elkeen beteken. Pannier is die twee bokse langs die kant waarin jy jou bagasie kan sit. Nie alle motorfietse het dit nie. Gewoonlik die toerers en dan die adventure ouens wat lang paai op die grond wat berge uit, hulle ry mos nou al hulle tente en alles saam. En dan jou topbox is maar die boks wat ons nogals redelik algemeen kry, waarin jy jou helmes kan sit agter die motorfiets. Dan kry jy, goed, nou Frank, dis die ou wat nou voor gaan ry. Hy is die ou wat dan nou die voorvoet vat en hy hou dan by die cruise speed wat 120 is. So, toe net gesê cruise 120, dan die voorste ou sê, okay, hy weet nou, hy moet 120 km/h ry. Dan sê hy vir jou, traffic marshal, dis die ou, jy het al baie keer miskien by 'n verkeerslig gekom, en dan staan daar ou in die middel van die verkeerslig met 'n motorfiets, en hier kom 'n hengsklomp motorfietsse, hulle ry nie. Nou daai ou is die traffic light marshal, so hy stop nou al die verkeer so die motorfietsryers veilig kan deurkom. Dis 'n baie algemene gebruik. En dan stagger is die manier hoe jy ry. Dis nie twee mense langs mekaar nie. Ek weet daar is motorfietsklubs wie se gebruik dit is dat hulle twee langs mekaar ry, maar die normale ding is dat hulle skuins agter mekaar ry. Dan sal hy vir jou ook instruksies gee dat jy wat agter die ou voor jou ry, moet in sy spieël gesien kan word. So jy kan sy gesig moet jy in die spieël kan sien. Gaan maar alles oor veiligheid en veilige afstand en nie te ver ry of te ver agterraak of te ver vooruit ry nie. En dan sal hy sê rendezvous, dis 'n baie bekende, ons kom sê maar by mekaar. Of ons rendezvous punt waar ons weer by mekaar is dan ons sê maar velde of waar ons nou ook gery het. En dan die laaste ding is dan nou clutch out. Nou clutch out beteken dit nou ry ons. So, dit is min of meer 'n bietjie motorfietstaal. Ek hoop dat jy verstaan dat dis deel van die dinge wat motorfiets ry uniek maak en in die wêreld. Die belangrikste ou is dan natuurlik die road captain
ek is trots om te sê, ek dink die beste road captain in Suid-Afrika is my beste vriend Kraai. Hy is ongelooflik goed daar. Hy's kwaai, maar die mense